Goeiemôre gemeente. Welkom vanmôre in die teenwoordigheid van die Here. En dat ons hom mag ontmoet as sy geliefde kinders. Mense wat hy lang terug in die bloed van Jesus Christus gewas het. En is vir ons vanmôre 'n voorreg om saam met mekaar ook daardie belydenis te maak, dat die Here ons Here is. En as God vir ons is, sê Paulus in Romeine 8 vers 31, wie kan dan teen ons wees? Inteendeel het hy vir Christus nie gespaar nie, hy het hom uitgelewer om in die kruis te gaan sterf, en dan sê Paulus, nou het Jesus opgestaan en opgevaar hemel toe, en hy sit nou aan die regterhand van die Vader, en dan doen Jesus nou 'n baie spesifieke ding, hy tree nou vir ons in. En dit is wat Hebreërs 7 vers 25 sê, ons het 'n hoëpriester wat vir ons intree. Christus wat vir jou en my bid, wat vir jou en my sê, bly staande in die geloof. Mag ek en jy nie uitsak nie. Mag ons weet hoe kosbaar ons vir die Here is. En dat hierdie God ons vanmôre in hierdie gebou kom ontmoet. Ons gaan so bly sit, ons gaan toewyding lied sing, een van die mooiste liedere in ons boek, wat ook die pragtige koepelse woorde bevat, heilig, heilig, heilig Here, ons sing die 3de en die 4de vers terwyl ons so bly sit. Heilige God, herskep ons lewe en laat groei die goeie saad. Maak ons heilig in ons strewe, in gedagte, woord en daad. Ons wil ons danklied bring en die lof voor Jesus sing. Laat die Gees ons lei, o Here, om te lewe U ter ere. O dat alle mense tale, alle engele sang, o Heer, saam ruis deur die hemelsale, en gejubel tot U eer. Eenmaal staan ons voor U troon, waar ons eer aan U betoon. Sing ons met die engele ere, heilig, heilig, heilig Here. Die pelgrimslied in Psalm 125 sê hierdie wonderlike woorde. Die wat op die Here vertrou is so Sionsberg, wat nie wankel nie, en wat altyd vas en stewig staan. En dan bid hierdie pelgrim, Here, doen goed aan hulle, wat opreg van hart is. Doen goed aan hulle, wat opreg van hart is. Genade, barmhartigheid en vrede vir julle, van God ons Vader, die liefde van sy Seun, Jesus Christus, deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Gemeente, ons gaan 'n loflied sing, die Here het ons gegroet, en hy is hier in ons midde, ons gaan sy naam groot maak, Heer met my hele hart, lied 209, ons gaan dit een keer saam deursing, daarna kan ons weer ons sitplekke neem.
met my hele hart. Kom sing ek 'n lofsang, kom ek van die magtige wonders vertel, en van al die reddingsdade. Heer, met my hele hart, kom sing ek 'n lofsang. Ek wil oor U altyd bly en vrolik wees. Ek wil U naam besing. Ek wil oor U altyd bly en vrolik wees. Halleluja. Ek gaan vra dat Tersia Kaggeloffer na vore sal kom, asseblief. Obliani, jy moet ook vorentoe kom. Daar is hy. Skuif so 'n bietjie hierdie kant toe dat ek vir julle kan kyk. Daar is hy. Draai na my toe. Kyk vir my. Staan in 'n ry. Julle hoef nie so agter mekaar soos eentjies te wees nie. Daar is hy. God het vir ons in die Ou Testament 'n ooreenkoms gegee. Hierdie ooreenkoms het hy met Abraham gemaak. Hy het vir Abraham in Genesis 12 gesê, ek gaan vir jou 'n nageslag gee, so baie soos die sterre in die hemel, so baie dat jy nie eers hulle kan tel nie, soos die sand van die see. En dan kom God weer na Abraham toe, in hoofstuk 15, en dan sê hy vir Abraham, ek gaan jou naam verander, ek gaan jou Abraham noem, maar ek gaan vir jou 'n teken gee, dat ek my aan jou verbind, maar dat ek my ook aan jou nageslag verbind. En toe het God 'n verbond met hom gesluit, hy het die besnydenis ingestel, en van daar af word al die kinders uit die nageslag van Abraham hierdie teken gegee. En tot vandag toe nog, as ons uit Galasiërs 3 lees, dan sê Paulus vir ons, elke een van ons wat in Jesus glo, kom uit hierdie nageslag van Abraham uit. En daarom sluit die Here vandag nog steeds met ons as die nageslag, 'n verbond. Nou hierdie verbond beteken dat ek en jy as kinders van God gebore word in hierdie wêreld. Natuurlik word ons in sonde gebore, maar dat die Here nie vandag met julle 'n verbond kom sluit nie. Hy kom sluit vandag 'n verbond met Henog. En hy kom sê vandag vir julle dat Henog aan hom behoort. En dat julle as ouers net die verantwoordelikheid het om hierdie klein babietjie, hierdie seentjie, hy is eintlik nie meer klein nie, hy is net woelig, om hierdie pragtige geskenk van die Here groot te maak namens hom. Geen mens kan die gawes van God verdien nie, want die sonde waarmee ons gebore word, het skeiding gebring. Maar die Here Jesus het gekom, hy het vir ons kom sterf aan hierdie kruis, en hy het vir ons hierdie brug weer kom slaan. Die betekenis van die doop, Tersia, ons het lekker lank hieroor gepraat, dit kan baie keer verkeerd verstaan word. Dis nie net 'n mooi gewoonte wat ons terwille van ons families of terwille van die kerk onderhou nie. Dis ook nie 'n bygelowige handeling waar ons sê, as my kind nou gedoop is, gaan hy nooit weer sy toon stamp nie en hy gaan nooit weer seer kry nie. Dis nie hoe dit werk nie. Dis ook nie die geleentheid waar kinders hulle name kry nie. By die doop gaan dit oor God wat hom aan hierdie kind kom verbind. En vir julle as ouers kom sê, maak hom groot in die beloftes van die Here. En eendag wanneer hy nog groot genoeg is, wanneer hy oud genoeg is, dan sê hy vir die Here Jesus, vir so lank het U my gedra, nou wil ek U hand self vat. Terwyl jy nog deur Boetie François ingebring word, vriende, gaan ons die eerste vers sing van lied 292. My
enigste troos in lewe en dood, is dat ek aan Jesus Christus behoort. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Met sy kosbare bloed het hy my vrygekoop, dis my anker, my vaste hoop. Julle het gehoor wat die doop beteken, daarom gaan ek vra, Tersia, dat jy dan ook opreg sal antwoord op hierdie vraag. Bely jy dat hoewel ons kinders as sondaars in hierdie wêreld gekom het en daarom onder die oordeel van God staan, dat hulle nogtans in Christus aan God behoort en as lidmate van sy kerk gedoop moet word? Aanvaar jy die Bybel as die woord van God? Aanvaar jy die leer van die kerk, soos die belydenis skrifte dit verwoord, as die ware en volkome leer van versoening? En beloof jy om vir Henog in die leer na die beste van jou vermoë te onderrig en te laat onderrig? Wat is julle antwoorde? Oom Roelof, ek het nie met oom gereël nie, sal oom vorentoe kom asseblief. Ek het nou nie vir Tersia voor die tyd gewaarsku nie, maar ek doen nie die druppel ding nie, ek gooi nat. So, dankie oom Roelof. Henog, kom staan jy vir my aan die kant, Bel, staan julle hierdie kant. Draai vir my so na die gemeente toe. Nou gaan ek jou nat maak, okay, is jy reg? Kan ek maar. Henog Lou, ek doop jou in die naam van die Vader en van die Seun. Nou is my toe gaan nat en van die Heilige Gees. Amen. Kom ons doen vir hulle 'n gebed. Hemelvader, dankie dat ons vir klein Henog aan U mag opdra. Dankie vir die kosbare geskenk wat hy is, vir ouers wat hom in hierdie lewe ingebring het, met die belofte dat hulle hom sal groot maak in U weë. O Here, ons weet die wêreld daar buite maak dit vir ons moeilik. Dis nie altyd 'n lekker wêreld nie. Maar ons kom vra dat U Heilige Gees op Henog sal plaas. Dat U hom sal bewaar en beskerm van die aanvalle van die bose. Dat U hom sal laat opgroei in 'n huis waar daar liefde en geloof is. Dat hy beskerm sal word teen die aanslae van die bose. Dat die wêreld nie hulle kloue in hom sal inkry nie. Maar dat hy aan U die eer sal gee vir die lewe wat aan hom gegee is. Lei sy ouers en dra vir hulle ook daartoe in die naam van Jesus. Amen. Oom Roelof kan vir hulle die Bybeltjie gee, daar's 'n doopbybel vir hom. Ek het jou ordentlik gegooi. Baie geluk hoor. Terwyl hulle hier voor staan, kan julle omdraai na die gemeente toe asseblief. Ons gaan dit vers 2 vir hulle sing as 'n seënlied op hulle lewe. Die doop is die seël dat die Heilige Gees my 'n kind van God die Vader laat wees. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Ek behoort aan die Here, niks sal my ooit van hom kan skei. Sy onfeilbare woord is die gids wat ons lei, deur sy liefde bewaar hy my. Dankie julle hoor. Dankie, julle kan maar weer gaan sit.
ook vir al die familie wat vanoggend daar is, om dit te beleef en te aanskou. Baie geluk ook aan julle almal, mag dit 'n wonderlike, geseënde dag wees. Gemeente, gee nou net kans vir die foon om wakker te word. Daar's hy. Ons gaan vanmôre net een enkele vers saam met mekaar lees, en julle kan saam met my julle Bybels oopmaak by Matteus hoofstuk 5. Matteus hoofstuk 5, een enkele vers, en dit is vers 5. Dis in die bergpredikasie, die Here Jesus begin met die mense te praat oor die Makarios uitsprake, die geseënd wees, gelukkig wees, en dan noem hy 'n klomp goed, maar vanmôre lees ons hierdie vers 5. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Geseënd is die sagmoediges, want hulle sal die nuwe aarde ontvang. Dit is die woord van die Here. Kom ons staan, dan bid ons saam. Uit U, en deur U, en tot U, is alle dinge, Hemelvader. Dis U wat vir ons sê, in Handelinge 17, vers 25, dat U die mens gemaak het om U te soek. Al sou ons moes rondtas om U te vind. En U sê ook, dit is deur U wat ons mag leef, mag beweeg, en mag bestaan. En dankie Here Jesus, dat U die brug kom slaan het, sodat ons uit die genade van God mag lewe. Dat ons ook toegerus word met die diep werk van die Heilige Gees, wat ons uit 'n nuwe lewe laat leef, wat ons laat wegkyk van onsself, en wat ons laat vorentoe kyk na U. Hemelse Vader, vanmôre as ons die woord voor ons het, dan is ek diep bewus daarvan dat ons uit menslike gebrokenheid nie die diepte hiervan kan begryp nie. Maar dat ons die inspraak van die Gees nodig het, want dit is Hy wat vir ons in die volle waarheid hiervan lei. En daarom bid ons, Here, kom wees vir ons weer goed vandag, stuur U genade op ons uit, ontmoet ons ten nouste by U, dat ons by U mag leer. En dit vra en bid ons in die naam van Jesus Christus, ons Here. Amen. Dankie. Gemeente, dit is nou maar so, ek wil vanmôre daarmee begin, dat almal van ons maar so bietjie ons skerp kante het. Is dit nie? Almal van ons het partykeer maar nog so bietjie iets van die ou lewe in ons. Ek het 'n klomp rivierklippe wat daar in my boekrak lê. En toe ek nou in die week hierdie vers lees, toe laat hierdie rivierklippe my net weer aan hierdie ding dink. Julle weet, daai rivierklippe het op 'n stadium skerp kante gehad. Daai rivierklippe het op 'n stadium 'n growwe deel gehad, hard gewees, as jy hom in jou hand gevat het en het hom gedruk, dan sou jou hand seer gemaak het. Maar met die verloop van tyd, soos wat die jare aangegaan het en die water oor hierdie rivierklippe gespoel het, en hierdie klippe teen mekaar gestamp en geskaaf het, so het hulle met baie jare glad geword, lekker geword om aan te vat. En dis nogal 'n interessante ding, want as jy daai klip optel, dan voel dit vir jou, dis 'n klip.
As jy hom gaan gooi, gaan hy 'n venster breek. As jy hom gaan gooi, kan jy hom dalk nog, ver kan gooi, maar hy het nie meer al die eienskappe van 'n klip wat ons in ons koppe het nie. Die rivierklip het homself mooi glad gemaak. Dit is dieselfde met 'n diamant. Jy weet, as hulle diamante uit die grond uit ontgin, dan is dit eintlik 'n klip. Dit is 'n verskriklike lelike ding, maar hy's baie kosbaar. So wat hulle doen is, hulle vat dit na 'n diamant slyper toe, en hierdie ou gaan onder geweldige druk, dan slyp hy hierdie diamant, dat hy 'n sekere vorm kry. En dat daai diamant naderhand so mooi geslyp is, as jy hom in die lug hou, dan skitter hy soos die reënboog van alle kleure van die prisma. En dis eintlik waaraan hierdie vers my vanmôre laat dink. Die sagmoediges. Jy weet, ons skuur skouers met mense elke dag van ons lewens. En daar's 'n baie goeie rede hoekom die Here mense in ons lewe plaas. Dis sodat jy nie kan dink jy's so grand nie. Ek hoor nou die dag weer mense wat vir my kom sê het, Dominee, dit gaan nie met my goed nie. Maar ek moet vir Dominee sê, toe ek by daai persoon weggestap het vandag, toe sê ek vir die Here, dankie vir my pakkie. Want partykeer is my pakkie nie so groot soos 'n ander ou se nie. En julle, dit is hoekom die Here ons vir mekaar gee. Dat ons mekaar slyp. Dat ons mekaar vorm. Dat ons mekaar anders laat dink oor die lewe. Nou as ek vanmôre vir julle sou vra, hoe lyk iemand wat sagmoedig is vir jou? Wat sou julle antwoord vanoggend gewees het? Julle weet, daar's hierdie Engelse spreekwoord wat sê, nice guys finish last, né? En in die Afrikaans het ons hierdie ding, hy's 'n regte sagmoedige neelsie. En ons gebruik hierdie uitdrukkings of hierdie stanzas, en dis baie keer op 'n negatiewe manier. So amper asof mense nie sagmoedig in die wêreld moet wees nie. Want vir ons het sagmoedigheid 'n term geword van trap maar op my. Laat ek maar 'n vloerlap wees. Kyk maar op my neer, sien maar op my af, dink maar minder van my as wat jy wil. En vir ons is hierdie term sagmoedigheid 'n geweldige negatiewe term. Nou kan ek vanmôre vir u sê, in die Griekse taal, die oorspronklike taal wat Jesus hier gebruik, is die term wat Jesus vir sagmoedigheid gebruik, amper soos 'n wilde dier wat getem is. En dis 'n totale ander verstaan van sagmoedigheid, wat ek of jy vandag in ons koppe sal hê. Daai perde, die ouens wat die perde dresseer, daai perd is wild. Daai perd kan vir jou doodskop. Maar met baie oefening en met baie inspanning begin hulle hierdie perd met leiersels te leer. En hulle begin hierdie perd in te breek. Dat hierdie perd naderhand begin oorgee aan die leiding van die een wat hom tem. Daai perd is nog steeds perd. Hy het nog steeds al die vermoë in die wêreld om te doen wat hy wil, te hardloop waar hy wil, te skop soos wat hy wil, te rinnik wat hy wil, maar hy is in toom gebring. En dit is wat Jesus vanmôre in hierdie teksgedeelte vir ons kom sê. Mense wat sagmoedig is eintlik baie beter as mense wat wild is. Hulle is eintlik tot baie meer in staat. Hoekom? Want dit is mense wat gekies het om hulle self minder te maak. Mense wat die besluit geneem het om onder die gesag van die Here in te buig en in te skuif. Julle weet, ek dink partykeer in die kerk sukkel ons met hierdie ding. Ons is te grand. Ons dink partykeer nog te veel van onsself. So baie keer kyk ons na mense en dan sê ek so bietjie hier in my agterkop, ag dankie tog, my klere lyk nie so nie. Baie dankie dat my kar beter is.
Dankie dat ek nie in daai deel van die dorp bly nie. Julle weet, dis nie sagmoedigheid nie. Dis hoogmoed. Die Here Jesus kom vanmôre met 'n baie sterk waarskuwing, eintlik 'n wonderlike versigtiging om te sê, as julle sagmoedig is, sal ek julle geseënd noem. Ek het nie vanoggend die gedeelte gelees nie, maar as 'n ou in die Esegiel kom, Esegiel was 'n profeet wat net voor die ballingskap en na die ballingskap van 586 geleef het. En Esegiel het vir 35 hoofstukke hierdie volk gewaarsku, wat met hulle gaan gebeur, as hulle nie hulle self terugdraai na die Here toe nie, as hulle nie van hulle eie trone afklim nie. En dit gebeur nie, en in 729 word die eerste deel weggevoer, in 586 die laaste deel van Israel. Die mense word ontneem van hulle plase, hulle word ontneem van hulle eiendom, hulle word ontneem van hulle gesinne, en daai mense gaan sit in Babylonië, en hulle is verbitter. Hulle is hard. En hierdie mense begin hierdie vrae te vra, waar is die Here? Gee hy nie om wat met ons gebeur nie? Hoekom gaan dit so met ons? En Jeremia probeer om vir hulle antwoorde te gee vir die vrae wat hulle vra. En dan in hoofstuk 36 kom Jeremia en hy sê vir die volk wat hulle probleem is. Hy sê vir hulle, julle harte is hard. In die middel van hoofstuk 36 sê Jeremia, die Here gaan kom, en wat hy wil doen is, hy wil julle harde harte uithaal. Hy wil vir julle harte van vleis gee. Nou gemeente, dit is vir my die spreekwoordelikste ding van sagmoedigheid. Dat ek en jy ergens in ons lewens by God se operasietafel aankom en vir die Here kom sê, Here, hier is my hart. Issue vir my asseblief 'n ander een. Want wat ek met my eie hart gedoen het, was lelik. Wat ek met my eie hart doen, is om op mense neer te kyk. Wat ek met hierdie hart van my doen, is vieslik. Ek maak mense seer, ek trap op mense, ek gee nie vir hulle genade nie, en dan kom die Here en hy sê, maar dis presies wat ek met jou wil doen. Ek wil jou geseënd noem. Dat jy die nuwe aarde kan ontvang. Maar jy gaan jou hart vir my moet gee. In die 80er jare, ek weet nie wie van julle onthou die liedjie We Are The World. We Are The World. Onthou julle daai liedjie, pragtige lied. Hulle het hierdie lied opgeneem met 50 verskillende kunstenaars. Hulle het dit iewers daar in Amerika in 'n ateljee gedoen. En sonder enige moeite is hierdie lied opgeneem met van die beste kunstenaars van hulle dag. Ouens met groot name, groot platekontrakte, ouens wat alles in die lewe al bereik het. En toe gaan vra een van die mense vir die regisseur na die lied opgeneem is, hoe het julle dit reg gekry? Hoe het julle dit reg gekry sonder enige koppestamp? Sonder dat enige een van hierdie sterre vir mekaar gekyk het en afgekyk het. En toe sê die regisseur, dis baie maklik. Ons het op die ateljee se voorbord 'n bordjie laat opsit wat sê, los jou ego by die deur. Ons weet wie jy is. Ons weet hoeveel plate jy al verkoop het. Ons is nie dom nie. Ons weet hoeveel geld jy al in jou bank het. Ons weet jy is 'n fantastiese sanger as jy alleen sing, maar ons wil hierdie projek aanpak. Los jou ego by die deur. Dis eintlik 'n fantastiese bordjie. Ek dink nogal, ons kan nogal baie keer met so 'n bordjie doen by ons kerke, ons skole, ons besighede. Los net jou ego by die deur. Want julle sien, sagmoedige mense kyk nie na mekaar en kyk af op mekaar nie. Sagmoedige mense besef, ek is 'n sondaar en ek het die Here se genade nodig. En ek het nodig om die Here se genade vir ander te gee, want hulle is net so imperfek soos ek. En dis eintlik wat die Here Jesus vanmôre met hierdie wonderlike
gedeelte bedoel. Want hy loop daai dag tussen 'n klomp skares mense. Mense wat verbitterd geraak het oor die belasting wat hulle moes betaal. Word jy verbitterd? Hy loop tussen mense wat verbitterd geraak het oor die regering wat nie meer hulle werk gedoen het nie. Word jy verbitterd? Hy loop tussen mense in die skare wat gevoel het dat die lewe 'n hou vir hulle uitgedien het en is onregverdig wat met hulle gebeur. Voel dit vir jou ook so? En die Here Jesus praat teen die regimes van die dag en hy sê vir die mense, geseënd is julle as julle sagmoedig is. Geseënd is julle as julle vir die regte goed kwaad word. Dis eintlik wat hy sê. 'n wilde perd wat getem is, as jy hom net op die regte manier slaan, dan spring hy weg met bravade. Mag ek en jy dan vanmôre ook dit hoor? Dat ek en jy nie swakker is, omdat ons sagmoedig is nie. Dat ek en jy nie minder is, omdat die Here ons probeer minder maak nie, want dis eintlik wat Paulus vir ons leer. In Filippense 4 vers 13, ek is tot alles in staat deur wie? Deur my? Ek is tot alles in staat deur hom. Deur hom wat my krag gee. En dat die Here Jesus vanmôre die woorde wat ek wens hy nooit gesê het nie, in Matteus 5 vers 39 sê, as iemand jou op die regterwang slaan, wat moet jy doen? Voeter hom terug? Draai jou ander wang. Draai jou ander wang. Daar's 3 goed vanmôre wat ek net vinnig wil gesels oor mense wat sagmoedig is. Die eerste ding, sagmoedige mense het 'n baie goeie selfbeeld. Sagmoedige mense weet wie hulle is, want hulle behoort aan die Here. Hulle het niks om aan enige iemand te bewys nie. Hulle het nie nodig om vir enige iemand te sê hoe goed hulle is, hoe oulik hulle is, hoe sterk hulle is, hoe mooi hulle is nie. Hulle weet wie hulle is in die Here, en dit hou hulle vas. Jy sien hulle nogal baie. Hulle is die ouens wat in baie gesprekke die stilste bly. Want hulle het al hierdie selfvertroue in hulle self. Ek hoef nie iets by te voeg nie. Want ek weet wie my Here is. Sagmoedige mense kyk nie neer op ander nie, hulle leef die reëls van 1 Korintiërs 13 uit. Die liefde is geduldig, dit verdra alles, dit vergewe alles, dit hou nie boek van die kwaad nie. Dit bedek alles, dit glo alles, dit hoop alles, dit verdra alles. Die tweede ding, sagmoedige mense is aangename mense. Is lekker om rondom hulle te wees. Is lekker om saam met hulle tyd te spandeer. Want hulle is lief vir jou, regtig lief vir jou. Hulle gee om vir jou. Ek het so 'n paartjie in Bethlehem gehad. Ek moet nou nie so oor my swakhede praat nie. Maar dis mense, as jy Pick n Pay toe sou gaan en jy kry hulle in een van die rakke, dan draai jy om en jy loop, want jy gaan vir 2 ure vashak. Dis mense wat eenvoudig net lief was om met almal te praat. Wonderlike sout van die aarde mense, maar daai dag as jou seun se maag omgekrap is, jou vrou is siek in die bed, dan kan jy nie vir 2 ure in die winkels vashak nie. Dan probeer jy net maar ander planne te beraam. Maar wanneer ou by daai mense weggestap het, was jy altyd verryk gewees. Jy weet, dis die beginsel van Galasiërs 6 vers 2, waar Paulus vir hierdie gemeente sê, dra mekaar se laste en gee op hierdie manier uitvoering aan die wet van Christus. En dis nie sonder meer dat Paulus vers 2 gee nie, want in vers 1 staan daar, as iemand in sonde verval, moet julle daai persoon in 'n gees van sagmoedigheid reghelp. En pas op, jy kan self ook versoek word. Hulle is aangename mense, hulle kyk nie na jou foute nie, want hulle weet hulle het ook. Dis die beginsel van Jesus in Matteus 5, voordat jy jou broer veroordeel, haal eers die balk uit jou oog uit, voordat jy oor sy splinter worry. En dan gemeente, die laaste ding, sagmoedige mense is geesbeheerste mense. Julle weet, dit is die wonderlikste ding van sagmoedigheid, gemeente, dat ek en jy kan oorgee aan die beheer van God.
dat ek vir hom kan sê, Here, U het my gemaak, help my om te wees wie U wil hê ek moet wees. Help my om minder van myself te dink en meer van U. Help my om minder in myself te word en meer soos U te wees. Ek wil vanoggend afsluit met 'n vraag en ek wil hê U moet baie mooi daaroor dink. Hoe sou jou lewe gelyk het as die Here Jesus vir een dag in jou skoene geleef het? As die Here Jesus vir een dag in jou lewe jou plek in jou huis kom inneem het, hoe sou jou lewe gelyk het? Kom ons maak die oë toe, dan bid ons saam. Hemelse Vader, ons is partykeer maar hard, verbitterd, kwaad. Partykeer sukkel ons met hierdie geseënd wees uitspraak, want dit voel vir ons soos 'n swak term. Dit voel vir ons asof ek 'n vloerlap moet wees, maar Here, dis nie wat U bedoel het nie. U het vir ons gesê, julle word dan juis sterk. Paulus wat ook gesê het, wanneer ek swak is ek eintlik sterk, want dis God wat deur my swakheid kom werk. O Hemelvader, hoe anders kan ons dan hierdie liefde van Christus vir die wêreld uitleef, as op so 'n manier, om meer te wees soos U. En daarom kom bid ons vanmôre, Vader, vir ons eie swakhede, dat ons eerder daarin sal roem as dit wat ons bereik, want wanneer ons swak is U sterk. En gee vir ons daardie genade, kragtig deur die bloed van Jesus, met die werk van die Gees. Amen. Ons gee vir U geleentheid om die Here te dien met die dankoffers.